Liewe gemeente, goeiemôre. Baie welkom aan elkeen van julle ook so vanoggend in die erediens en hier by die nagmaal. Mag die Here vir ons elkeen ook seën en mag ons sy teenwoordigheid hier by die nagmaal by die tafel vandag ook beleef. Ek gaan, wanneer ons net nou die loflied sing, wil ek graag vir Annemarie geleentheid gee dan om die kers, die Christuskers aan te steek. Annemarie, dit is vandag die 7de jaar, 7 jaar terug is Antoon, 9 jaar terug is Antoon oorlede. En ons dink ook met groot dankbaarheid ook terug aan hom en dit wat hy ook beteken het vir julle en ook vir ons gemeente. Tyd gaan eintlik so vinnig verby, né? So dis 'n spesiale oggend ook vir Annemarie, ons dink aan jou ook. En dan sê ons vanoggend ook totsiens vir oom Josef en vir tannie Anna van Heerden. Hulle is lidmate wat ook lank hier in ons gemeente betrokke was en wat diep spore ook getrap het. Op die kerkraad het hulle baie lank gedien, ook saam vir 'n klomp jare. En oom Josef en tannie Anna gaan nou in 'n aftree oord in Pretoria en Eldoryn gaan hulle bly, nader aan hulle kinders, waar dit vir hulle ook beter gaan wees. So ons groet vir oom Josef en tannie Anna, dalk luister hulle in daar van die ouetehuis af, en ons bid vir hulle ook die seën van die Here toe. Kom ons word stil voor die Here en ons begin met hierdie wonderlike belofte in Jesaja 54 vers 8 en vers 10. Waar die Here sê, ek ontferm my oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou verlosser. Berge kan pad gee en heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Liewe gemeente, genade, verlossing en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, van die Seun Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Vlam 34 sing ons tot eer van die Here. Here, U is my lewe, ek ken U veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag, en as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snare instrumente, daarom bring ek U my dag, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lief vir U, o Heer. Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry, daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snare instrumente,
Ons gaan vanoggend lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 16. Ons lees vers 13 tot vers 19. Ek wil voordat ons lees, Robert, wil jy nie asseblief vir my 'n ander botteltjie water bring nie? Ek kry hierdie ding se prop glad nie af nie, hoor. Asseblief. Daar oor see maak hulle al die proppe so dat jy hulle nie kan afkry nie. Het jy nou al gedrink aan daai en Albert? Dankie, dankie. Ek het enetjie. Nee, hier een, daar gaan hy. OK. Ek sal meer pap eet in die oggend hoor. Dankie. Goed, voordat ons lees uit die Here se woord, kom ons buig ons hoofde so in gebed en aanbidding ook voor hom. Hemelse Here, ons is vanoggend in U teenwoordigheid. Ons is hier by mekaar as U gemeente om U te eer en U naam groot te maak, U te verheerlik en U te aanbid, want U is die Almagtige en U is die Heilige en die Ewige. Here, dankie dat ons so bevoorreg is om ook hier by die nagmaal by mekaar te kom as gemeente, om saam hierdie tekens te vier van die verlossing en die redding wat U vir ons kom bewerk het. Here, dankie dat ons dit met blymoedigheid ook kan doen. Dankie dat U vir ons so lief het en dat U genade so groot is, Here, dat ons daaruit kan lewe. Dat U vir ons vrygekoop het en vrygespreek het om aan U te behoort. Here, ons wil bid dat U vanoggend ook deur U woord vir ons sal aanraak en Here, dat ons ook beter sal verstaan wat U gekom het om vir ons te kom doen. En wie U is en wat U vir ons beteken. Dankie daarvoor, Here. Ons doen dit in afhanklikheid en ons eer U naam daarvoor. Amen. Ek lees graag vir ons Matteus 16 vanaf vers 13. Die belydenis van Petrus. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Net hierdie verse uit die woord van die Here. Liewe gemeente, wie is Jesus? Wie is Jesus? Is Jesus regtig God? Is Jesus die, dankie Maarten, is Jesus die Messias? Nou moet jy ook sê ja.
Nou, dis natuurlik 'n baie belangrike vraag, né? Vir ons as Christene, vir ons as gelowiges, as volgelinge van Jesus. Dis die kernvraag van die Nuwe Testament. Wie is Jesus? En dis 'n vraag waaroor ons ook baie keer verwarrende stemme hoor. Uiteenlopende stemme, dalk ook uiteenlopende antwoorde. En baie interessant is dat dit die vraag is waaroor die heel eerste groot kerkvergadering gehou is by Nicea in die jaar 325 na Christus. Die eerste groot byeenkoms van Christene, van gelowiges, en waaruit die geloofsbelijdenis van Nicea ook gevloei het, naamlik dat Jesus is gelyk God en mens, en ook die leer van die goddelike drie-eenheid, dat God gelyk Vader en Seun en Heilige Gees is. Nou kom ons dink vanoggend so 'n bietjie dieper oor hierdie vraag, wie is Jesus? En spesifiek, hoe praat die Bybel oor Jesus? Wat sê die woord oor hom? Wat sê God oor hom? Hoe reageer mense oor Jesus? Hoe word Jesus aanbid? Hoe word hy aangespreek? Nou net weer terug na Matteus 16. Hier in Matteus 16 neem Jesus sy disippels na 'n plek met die naam Caesarea Philippi. Dit was 'n streekshoofstad van die Romeinse Ryk. 'n belangrike plek vir die Romeine. Die naam Caesarea verwys na Caesar, na die keiser. En die naam Philippi verwys na Philippus, wat die seun en die opvolger was van Herodes die Grote. So, Caesarea Philippi was 'n Romeinse stad. Dit was die eiendom van die keiser en dit is beheer deur Herodes Philippus. Vroeger was die stad ook bekend as Panias. Dit was 'n bekende aanbiddingsentrum van die heidene, waar die heidene bymekaar gekom het om hulle gode te aanbid. Die aanbidding van die Kanaanitiese god Baal en ook van die Griekse god Pan het daar in Caesarea Philippi in Panias vroeër gebeur. Oral in daai stad, teen die kraanse rondom die stad, bo op die heuwels, was daar beelde van afgode. En nou is dit in hierdie stad, nie in Galilea nie, nie in Jerusalem nie, nie in Nasaret of in Bethlehem nie, maar hier in Caesarea Philippi, waar Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense is die seun van die mens? En dan hierdie antwoord uiteindelik van Petrus, hierdie belydenis, U is die Christus, U is die seun van die lewende God. So Jesus vra vir hulle, maar wie sê die mense is die eintlike koning? Wie is die verlosser? Wie is die Messias? En dan hierdie antwoord van Petrus. Dis eintlik aangrypend, né? Om in hierdie prominente Romeins-heidense plek tussen 'n klomp honderde afgodsbeelde, tussen duisende afgodsaanbidders, om daar te sê, maar iemand anders as die keiser is die eintlike koning. Dit was gevaarlik. Dit is 'n gevaarlike ding om te doen, om nie te sê die keiser is 'n seun van die gode nie, maar dat Jesus die seun is, die Christus is, die seun van die almagtige God. Dit was lewensgevaarlik.
Dit kon letterlik jou dood beteken. En nou hoor ons lees hier, dat die mense verskillende opinies gehad het oor Jesus. Party het gesê, hy is Johannes die Doper, ander het gesê, hy is Jesaja, ander Jeremia of een van die profete, en dan vra Jesus ook direk vir sy volgelinge, vir die disippels, vir sy naby mense, maar julle sê nou, wie sê die mense is ek? Maar julle, wie sê julle is ek? En dan Petrus, u is die seun van die lewende God, u is die Christus. En nou is die vraag vanmôre, maar wat sê jy en ek? Wat sê jy en ek in hierdie wêreld, in hierdie tyd, hier waar ons woon, hier waar ons werk en beweeg, tussen mense rondom ons, wie sê ons is Jesus? Wie is Jesus vir jou en vir my? Die Nuwe Testament antwoord hierdie vraag eintlik op twee maniere, of kom ons sê op twee, nie twee vlakke nie, maar op twee maniere. Die Nuwe Testament vertel vir ons in die eerste plek, wat is die wese, wat is die karakter, die persoon van Jesus? En dan in die tweede plek vertel die Nuwe Testament vir ons, wat is Jesus se funksie? So as ons dink oor Jesus, dan is dit belangrik dat ons sal dink oor sy wese, oor wie hy is, oor sy karakter, van ewigheid af, maar dat ons ook sal dink oor Jesus se funksie, oor wat hy kom doen het op hierdie aarde, wat hy ook op die oomblik doen. So wat Jesus se karakter, sy wese betref, is die Nuwe Testament baie duidelik daaroor. Jesus is van ewigheid af. Van voor sy geboorte daar in Bethlehem, in die krib, in die stal, van voor die skepping in Genesis, ja, van ewigheid af is en bestaan Jesus. Hebreërs 1 vers 2, die Hebreërskrywer skryf eintlik baie mooi daaroor in getuig. Hy sê, maar nou, in hierdie laaste dae, het God met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. So die Hebreërskrywer sê, Jesus het dieselfde wese, dieselfde karakter as God. Ook Kolossense 1, Paulus skryf baie hieroor, Filippense 2 vers 5 tot 11 sê dat Jesus van altyd af is. Van voor Genesis se begin is Jesus een in wese met God. Jesus is self God. Hy is die woord van God. Hy is in die gestalte van God. Wat het Jesus gedoen? Voordat hy aarde toe gekom het, voordat hy mens geword het, Johannes getuig mooi daaroor in sy evangelie en ook in sy briewe. Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe is die lig vir die mense. Van altyd af is Jesus God. Hy is by die skepping, en hy is self ook die skepper. En dan, wat wonderlik is dat God
En ek weet vir ons mag dit miskien vreemd klink, né, maar as ons die drie eenheid verstaan, dan verstaan ons ook teksgedeeltes soos hierdie. God getuig self oor Jesus. In Hebreërs 1 vers 8 sê God van Jesus die volgende. Hy sê, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met U koninklike scepter laat U reg geskied. Daarom is U onder groot vreugde tot koning gesalf. Die aarde en die hemel is die werk van U hande. Is dit nie aangrypend nie? Dis wat God, die Vader, God self oor Jesus, oor homself sê. En hierdie waarheid, hierdie boodskap oor die wese, die karakter, die aard, die funksie van Jesus, dis die hartklop van die Nuwe Testament. Dis die hartklop van die evangelie en van jou en my belydenis, van dit waarin ons glo, dit waaraan ons in geloof ook vashou. As ons reg verstaan wie Jesus is, wat hy kom doen het, dan verstaan ons ook vir God reg. Johannes 1 sê van altyd af. Kolossense 1 vers 15 tot 20 sê, hy hou alles in stand. Hy is die skepper. Hebreërs 1 sê, hy is die afbeelding, hy is die weerkaatsing, die weerspieëling, die vingerafdruk van God. Filippense 2, hy is van ewigheid af, die lewende God. Al die engele in die hemel aanbid hom, omdat hy in sy wese God is. En nou die tweede gedagte uit die Nuwe Testament, is dat dit hy is wat aarde toe gekom het, en ons gaan dit ook gedenk en vier volgende maand in die adventstyd met die oog op Kersfees, is hy wat aarde toe gekom het en hom in sy funksie, in dit wat hy kom doen het, ook onder die Vader gestel het. Johannes 5 vers 19, kom Jesus en hy sê self, die Seun doen niks uit sy eie nie. Hy doen net dit wat hy die Vader sien doen. Alles wat die Vader doen, doen die Seun net so. Presies net so. Jesus het toe hy op aarde was, gesien die Vaderhuis staan leeg. Kom ons stel dit vanoggend so. Jesus het gesien dat sonde veroorsaak het dat mense hulle rug op God gedraai het. Dat sonde eintlik 'n godverduistering hier op aarde veroorsaak het. Dat mense nie meer vir God raak gesien het nie. Nie meer geweet het wie God is nie, hom nie meer aanbid het nie. Hulle het afgode gedien en afgode aanbid. En Jesus, sê Johannes, het gekom as die ware lig om elke mens te verlig, sodat die Vaderhuis weer vol kan word. Sodat mense weer kan terugkom na God toe. Sodat mense weer kan verstaan wie en wat God is. En wat God doen. En wat God tot stand wil bring, ook hier op aarde. Jesus het gekom sodat God se familiehuis vol kan word. Hy kom doen die Vader se wil hier op aarde, sodat jy en ek gered kan word vir die ewige lewe. Sodat ons ook kan ontdek en kan verstaan, maar ons lewe nie net vir die 60 of 70 of as ons gelukkig is 80 jaar hier op aarde nie, maar dat God vir ons 'n plek het in sy ewige hemelse tuiste. Paulus skryf baie hieroor. Hoor wat sê Paulus hier in 1 Korintiërs 8 vers 5 en 6. Dis baie interessant hoe hierdie tekste ook teruggryp na die Ou Testament. Na dit wat Israel deur al die eeue gehoor het oor God en wie God is en wat God doen en hoe heilig en almagtig God is. En hier in 1 Korintiërs 8 vers 5 tot 6
kom die mense na Paulus toe en hulle sê vir hom, man, daar's baie gode. Kyk net hier. Kyk net hier in Caesarea Philippi. Kyk net so teen die kraanse op die heuwels. Kyk in die stede en in die dorpe. Kyk na die aanbiddingsplekke. Daar's baie gode. En dan sê Paulus hierdie ding. Hy sê, vir ons is daar net een ware God. Net een ware God. En dis natuurlik die ou belydenis van Israel, die sogenaamde Shema belydenis wat ons kry in Deuteronomium 6, waar Israel bely het, die Here, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. En daarom moet jy die Here jou God aanbid, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En hoor nou wat sê Paulus, hy sê, hoor Israel, hy is die enigste Here. Daar is net een ware God, uit wie alles ontstaan het. En vir wie ons lewe. En daar is net een Here Jesus Christus, deur wie alles bestaan het en ontstaan het en deur wie ons lewe. Ook in Romeine 9 vers 5 noem Paulus vir Jesus God. Paulus is eintlik so ontsteld. Hy is so geskok dat Israel, dat die Jode, wat al die eeue met God wat met hulle 'n pad loop, dat hulle nie in Jesus, in die Here wil glo nie. Dat Paulus daar in Romeine 9 eintlik 'n treurlied sing. Hy huil omdat die Jode nie wil glo nie. En hierdie Jesus, sê die woord, sit nou aan die regterhand van God in die hemel. Hy dra die verbondsnaam Here. Filippense 2 sê, daardie wonderlike vers, elke knie sal buig en elke tong sal bely, sal erken dat Jesus Christus die Here is. Dis woorde uit Jesaja uit, wat op God van toepassing was en wat Paulus nou kom en hy maak dit op Jesus van toepassing. En daarom, na sy opstanding, ons ken ook daardie verhaal, wat die vroue die oggend van die opstanding na die graf toe gaan, en dan ontmoet hulle vir Jesus daar, en hulle val voor hom neer, en hulle hardloop terug na die disippels toe, en hulle gaan sê, ons het die Here gesien. En toe Thomas sy hand in Jesus se sy druk. Thomas wat gesê het, ek sal nooit glo nie. En hy steek sy vingers in die merke in Jesus se hande. Toe bely hy, my Here en my God. My Here en my God. Het echo dwars deur die Nuwe Testament tot aan die einde in Openbaring 5, Openbaring 4, waar Jesus ook aanbid word as hemelse Here en God. Broers en susters, die Nuwe Testament het presies geweet wie Jesus is. Hy is die Messias, hy is die verlosser, hy is die koning, hy is die Kurios, hy is die seun van God, hy is God self, hy kom van ewigheid af, en nou is hy die hoëpriester, sê die Hebreërs skrywer, wat aan die regterhand van God sit, en wat vir ons pleit. Ons kan hom aanbid as Here. Hy het ons gered, hy het ons oë oopgemaak, sodat ons ook saam met daai miljoene der miljoene engele in Openbaring 5 'n loflied, 'n danklied kan sing tot eer van God. Dikwels staan jy en ek ook
soos die disippels van ouds op ongemaklike plekke. Ons bevind onsself in ongemaklike tye, onbekende plekke, ongemaklike vreemde plekke dalk. Ons leef eintlik in ongekarteerde tye. Ons leef in 'n vreemde wêreld. 'n moeilike tyd. 'n tyd van konflik, 'n tyd van geweld. 'n tyd waar baie mense, ek wil dit vanoggend waag om te sê die meerderheid mense nie die evangelie ken nie. Nie die Here Jesus ken nie. Nie die ware God ken en hom aanbid nie. Op 'n Sondagoggend hier in die erediens, hier in die gemeente, saam met ander medegelowiges, is dit miskien maklik om te bely, Jesus is die Here. Maar broers en susters, dis ook ons roeping in die wêreld daar buite. Dis waartoe God ons roep. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom ter wille van die wêreld, sodat die wêreld sal weet en sal hoor. En dit is ons roeping, dis ons taak in die wêreld. Die Here sê, in hierdie lewe, in hierdie wêreld sal julle dit nie maklik hê nie. Maar onthou, ek het die wêreld klaar oorwin. Ook daar, ons roeping lê ook daar, waar ons elke dag werk, daar waar ons skool gaan, daar waar ons speel, waar ons ontspan. Ja, ook daar vra die Here van ons 'n toewyding, 'n getrouheid. Ek dink die afgelope tyd baie, regtig baie hieroor. Ek bid ook baie hieroor. Dit is nie vir ons om God te verdedig nie. Dit is nie vir ons om God te beskerm. God verdedig homself. God beskerm homself. Eintlik het die almagtige God nie beskerming of verdediging nodig nie. Wat die Here van ons vra, is om hom te dien, om hom te aanbid, om hom te verheerlik, om van hom te getuig, om sy naam groot te maak in hierdie wêreld, om in hom te glo. En daarom is die vraag ook, maar wat sê jou en my lewe oor die Here, oor Jesus? Wat sê ons woorde, maar ook wat sê ons dade? Wat sê die keuses wat jy elke dag maak? Wat sê jou optrede? Wat sê jou manier van lewe? Wat bely jy oor die Here? Wat bely jou bankrekening oor Jesus? Wat bely jou verhoudinge oor Jesus? Wat bely die tyd hoe jy die manier hoe jy jou tyd spandeer? Hoe jy jou werk doen? Hoe jy optree? Wat bely jou drome, jou ambisies, jou ideale in die lewe oor God? Wie sê jy is Jesus? En hoe vorm hy jou in my lewe elke dag? As ons sê Jesus is die Christus, hy is die seun van die lewende God, dan sê hy self mos, maar dan moet jy jouself verloon en jy moet jou kruis opneem en jy moet my volg. En as hy dit dalk nie vir jou is nie, dan doen jy jou eie ding op jou eie manier. Wie sê julle is ek? Wie sê jy en ek is Jesus? Paulus, en daarmee sluit ek af, Paulus en jou en my antwoord is dit waarop die Christelike kerk en Christen gemeentes en die Christendom deur al die eeue
gebou is. Dis die evangelie waarvan die Nuwe Testament getuig en waarin jou en my geloof en ons roeping geanker is. En as jou lewe geanker is in die Here en jy weet dit, jy kan dit bely, jy kan dit getuig, dan sê die Here self ook, niks en niemand kan vir jou uit my hande uitruk. Moenie dat enige iets of enige iemand jou ooit van iets anders getuig nie. As jy oortuig is daarvan en weet en sekerheid het van jou verhouding met die Here, moenie toelaat dat enige iets, enige struktuur, enige mens, enige besluit, enige wat ook al, jou daaroor laat twyfel. Dis waarin ons geloof geanker is. Ek wil afsluit met hierdie wonderlike gedeelte uit Openbaring 5. Hier vanaf vers 8, ek gaan dit net vir ons lees. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was is waardig om die mag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid, die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing, en dan gaan ons ook vir die diakens geleentheid gee om die tafel gereed te maak, die bekende lied wat ons nou ook al geruime tyd sing. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi. Kom ons bly net so sit en dan sing ons dit ook as 'n toewydingslied. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf wat leeg getuig, die triomfeer en vrees moes swyg, beskeer die dood, het dood gegaan, die lewensvors het opgestaan. Ek is vry.
want jy leef in my, dit is volbring, jy het oorwin, daar staan 'n graf, 'n leë graf. Daar staan 'n troon met lof omring, waar skares kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, wie sal ek dien, wie sal ek vrees? En ek is vry, waarlik vry, een met U in heerskappy, die hemel by, die nasies juig, daar staan 'n troon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd, in glorieglans berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid. En ek is vry, waarlik vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid, en leef as bruid, U liefdesbruid. Die ouderlinge is welkom om vorentoe te kom ook. Dankie. Dankie Annemarie. Daar sy die hakens. Liewe gemeente, waar ons nou aansit aan die tafel, kom ons staan en dan doen ons ook belydenis van ons geloof en die bekende woorde van die 12 artikels. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan weer ons plekke inneem. Ek gaan vir Albert vra om vir ons die tafelgebed. Kom sluit dit ons oë. Hemelvader, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. Ons aanbid U omdat U groot is, omdat U almagtig is, liewe Heer. Dat U bemoeienis maak met ons sondige mense, liewe Heer. Ons teen die bors hou as ons by U kom huil, liewe Heer.
ons vergewe as ons fout gemaak het, as ons stout was, liewe Heer. Dankie groot Vader, dat U so goed was vir ons, dat U U seun gestuur het om vir ons sondes te kom sterf. Jesus, dat U gekom het en al het U bloed gesweet van angs, liewe Heer, dat U nie die beker laat verbygaan het nie. Ons het nie genoeg woorde om U daarvoor te loof en te dank nie. Ons wil die grootheid en die almag kom aanbid en U kom besing, liewe Heer. Ons loof U, liewe Heer, dat U so goed was vir ons. Ons vra ek, liewe Heer, dat U met elkeen van ons sal gaan, dat die Heilige Gees in ons harte sal werk en ons waarlik sal laat besef wat U vir ons gedoen het, liewe Heer. Dat ons weer terug sal draai na U toe en waarlik kinders van U sal wees. Ons vra dit alles om nie verdien nie, maar alleen met groot genade. Amen. Ek hou vir ons die formulier voor vir die gebruik van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus, toe hy gesê het, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het die nagmaal die volgende betekenisse. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. By die instelling van die nagmaal het die Here gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die nagmaal dink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die wyn roep ons die hele lydensweg van Jesus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê Jesus, dit is my liggaam en dit is my bloed en dit is ook vir julle. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met die dood van die Here Jesus, maar help ons ook om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal hier by ons teenwoordig. Verder word ons ook deur dieselfde Gees weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind, soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, een liggaam, want ons het deel aan die een brood. Die nagmaal is ook 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het hier by die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk ons ook vooruit na die wederkoms en verkondig ons daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Ons strek onsself deur die nagmaal uit na daardie dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. Met die viering van die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die lam. Die nagmaal is ook 'n vreugdefees. Al dui die tekens op die lyding en die sterwe van Jesus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaal nie in die teken van rou en droefheid nie. Ons vier die nagmaal met gewyde erns, maar tog is dit 'n vreugdefees waar die Here op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sy sterwe en sy opstanding kom uitdeel. In die nagmaalfees mag die gemeente nou van die vreugdesmaak
wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die lam. Die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verdienste in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word dat ons verlos is. Dit is 'n geleentheid om deur ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar verdiep te word en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself en haarself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voordat ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat jy nie 'n oordeel oor jouself bring nie. Jy word verplig om opnuut na te dink oor al jou sonde. Daar is sonde waar ons met gedagtes, met woorde, met dade oortree het. Daar is ook sonde van versuim waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. En laat ons dan glo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons elkeen ook nou daartoe help. Liewe gemeente, elkeen van julle is baie welkom om, as die Here vir jou in jou hart oortuig het, om die nagmaal te gebruik vanoggend, om dit met groot vrymoedigheid ook saam met ons gemeente te vier. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit en eet dit en dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Die wyn wat ons inskink en drink, herinner ons aan die bloed van Jesus wat vir ons gestort is. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde.
As hier dalk iemand is wat die beker wil gebruik, dan kan jy net jou hand so opsteek. Nog iemand wat dalk die beker wil gebruik? Goed. Gee ons die vuur, gee ons die lewende water, gee ons die nuwe wyn van die Heilige Gees, Here. Kom Here Jesus, bestuur ons lewens, Here. Ons gee dit alles vir U, Here. Dis alles U se. In U wil. Liewe gemeente, kom ons staan om ook die Here te loof en te prys na die gebruik van die nagmaal. Dan bly ons ook staan om 'n lied te sing, Vonklied 277. U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons staan. Here, waar U ons nou aan U tafel gevoed het, wil ons U naam met dankbaarheid prys en ook in ons harte soos volg saamstem.
Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor. Dit is tot U eer dat ek sing. Ek wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en trou. Want U het U naam in U woord bo alles gestel. Toe ek na U geroep het, Here, het U my gebed verhoor en vir my nuwe krag gegee. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van U hande laat vaar nie. Hy is die lig waardeur Die donker skyn, U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer. Ons bring nou aan U die eer. is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek na die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer. Ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Kom ons bid ook saam. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het as die middelaar wat deur sy kruis en sy opstanding die straf op ons sonde gedra het en so vir ons die voedsel en die drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, Here, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal ook in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons elke dag te laat groei in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel ook met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Ons kan weer sit. Dankie. Ons kan maar gaan sit hoor. Ons kan maar sit. Marie, baie dankie.
Ons kan die Here ook nou dien met ons dankoffers. Goed, die afkondigings daar op die skerm, ons koningskinders het hulle afsluiting eerskomende Vrydag, die 15de. Hulle moet asseblief swemklere saambring vir die afsluiting 2 uur tot so al 4 uur se kant, Vrydagmiddag. Dan gaan die bankkollekte vanoggend vir huis Eikehof, die kinderhuis daar in Bethlehem, waar ons betrokke is. Die Kerssangdiens by Kerkenberg gemeente hierdie jaar, volgende Sondag aand, die 17de, om 6 uur. Daar sal ook 'n kollekte opgeneem word om hulle kostes te dek, en dan is daar ook heerlike verversings na die tyd in hulle saal. Julle is baie welkom vir 'n koppie tee of koffie na afloop van die diens. Op ons gebedsbrief vra ons voorbeding vir 'n hele aantal lidmate. Claudette Skinner is skielik in Boesamet opgeneem die afgelope week met 'n longinfeksie. Dit gaan beter met haar. Johan Skoji is ook tuis na sy hartaanval. Hy is maar nog moeg, sê Johan, maar ons glo die Here genees hom ook. En dan Rian van Niekerk na die aanval deur die honde. Hy moet nog so 'n week of 2 by die huis aansterk. Ons bid vir hom. Rihanna Kamfer sterk ook aan na haar skoueroperasie. So ook Tronel van der Lingen na die knieoperasie. Het gaan goed met beide van hulle. En dan TV Wessels het 'n rugoperasie gehad Vrydag. Hy het maar nog baie pyn en baie ongemak. Ons bid vir TV, hy is nog in Bloemfontein in die Medikliniek. Ons bid nog steeds vir Janette Henning, dat die behandeling ook suksesvol sal wees en dat daar vir haar ook verligting vir die pyn en die ongemak gaan wees. Met Estie gaan dit baie goed. Die steke is uitgehaal. Sy het absoluut geen pyn na die breinoperasie nie. En dit gaan regtig met haar baie goed. Ons beleef dit ook as 'n wonderwerk uit die hand van die Here. Hy gebruik ook medisyne en spesialiste op 'n wonderlike manier, maar ons glo die Here daar ook ingegryp. Jana Marie gaan Woensdag vir die PET-scan. Ons sal dink aan jou, hoor, sterkte vir jou in Johannesburg en vir julle hele gesin Woensdag. Johan Kugner gaan Maandag vir 'n operasie. En kom ons dink ook aan oom Willem en tannie Liesbeth Spannenberg, wat maar uitdagings ervaar wat hulle gesondheid aanbetref. Alwyn en Elmien daarbo op die galery, baie geluk, hoor. Is dit die eerste kleinkind of die 30ste, die derde een. Baie geluk, hoor. Sien julle glimlag, julle is trots. Vanoggend baie geluk. Dra ons gelukwensing ook oor aan die kinders. Goed, kom ons sluit af met die oorwinningslied, Vlam 57, tot eer van die Here. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys
is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en ook met julle bly. Amen. Laat dit so wees, Here, amen.